Goeiemôre, 26 Februarie. Tyd vir 'n paar refugee en lewe in Amerika vrae en antwoorde. Kom ons begin eers met 'n disclaimer. Ongelukkig het ek nie 'n publieke e-mailadres of 'n plek waar jy my persoonlik kan kontak nie. Ek maak ook nie gebruik van Facebook Messenger nie en my WhatsApp is beperk na 'n couple of people, net so 'n paar mense. So ongelukkig het ek nie daai direkte kontak vir die wat my wil persoonlik kontak nie, want ek het ook ongelukkig nie tyd om daagliks deur honderde e-mails en goed te gaan om mense individueel te help nie. Wat ek doen wel is jy sit vrae onder op my video's en ek sal dit deurgaan en antwoord. Jy kan ook, maar jy kan, my vrou sy het mense gaan kyk op haar Facebook en so aan en stuur vir haar messages en sy werk daardeur wanneer sy tyd kry. Sy het ook nie baie tyd nie, maar wanneer sy tyd kry, werk sy daardeur en sy maak kontak met mense en belangrike goed word ook so na my toe gebring. So, eerste vraag is, I completed forms. I just started the process, completed my forms. How long will it take before they start contact me? So that can differ from person to person. Sometimes you complete the forms and your application, and within a week or two you get your first contact. Some wait months before they get their first contact. So unfortunately there's no specific time limit or time stamp for any of these steps. Hoekom moet jy 'n weermagbrief kry? Ek is al oor 70, ek kan nie meer weermagdiens doen nie. As jy in die SAW was vir 1 dag in uniform, dan moet jy 'n weermagbrief kry. Hulle gaan dit vir jou vra. Dit is net om ook te deel te wees van jou background check. So, en jy wat in die SAW was, jy kan maar verwag dat daar gaan meer vrae op jou wees, ook met die interviewproses. Ek wil 'n kar koop, ek is nou al 2 weke in Amerika, ek wil 'n kar koop, wat mis die raad en ons moet volg. So, kyk na, as jy wil tweedehandse kar koop, as jy wil kontant koop, no problem, gaan, my raad is, gaan na dealerships toe, Ford, Nissan, whatever, die erkende dealerships, hulle karre is gewoonlik gecertified karre, die tweedehandse karre, maar elke liewe kar wat jy kan kyk in die venster, in die windscreen is daar 'n VIN-nommer of in die deur, en dan gaan jy deur Carfax, sit dit in Carfax in, en dan kan jy sommer sien die rekord van die kar, of dit 'n ongeluk was, of whatever die geval mag wees. Ek sal wegbly vir die eerste keer, sal ek wegbly by tweedehandse karwinkels, die wat jy so langs die pad sien, wat sê, buy here, pay here, hulle sal jou, meeste van die tyd nie 'n probleem met die karre nie, dit is maar net die finansiering, hulle gaan jou baie hoë rentekoers slaan en so aan, as jy wil finansiering doen. As jy iets wil uit die hand uit koop by iemand op Facebook, byvoorbeeld, Facebook Marketplace, vat die kar eers 'n klomp kyk, dat 'n mechanic om vir jou deurkyk, en dan ook, wanneer jy die transaksie gaan doen met die ou, gaan doen by 'n polistasie of iewerster, dat jy nie gescam word nie, en maak seker jy die papiere in jou hand voor jy vir my geld gee. Hoe werk jy met belasting? Of hoe maak jy met belasting as jy nou byvoorbeeld geld erf in Suid-Afrika? Wel, as jy geld erf in Suid-Afrika, iemand sterf af of so, en jy het 'n bankrekening daar, jy gaan belasting betaal daar. Maar as jy nou niks meer daar het, jy geen kontak meer nie, en jy sterf af, jou familie sterf af en jy erf geld, dan transfer hulle maar net die geld vir jou na jou Amerikaanse rekening toe. Hier in Amerika gaan jy belasting betaal op enige inkomste wat jy in Amerika kry, gaan jy op belasting betaal. So, ek kan nie vir jou hier explain hoe presies dit gaan werk nie, want elke liewe case gaan individueel, is gaan uniek wees. Party mense het nog bankrekening in Suid-Afrika, ander het nie, so dit gaan hang af van al die goed, waar jy gaan belasting betaal en hoeveel. Ons is so 55, 56 jaar oud, hoe lang sal dit ons vat met 'n gemiddelde inkomste om 'n huis te kan koop? Wel, maak nie saak hoe oud jy is nie, met 'n gemiddelde inkomste nie. Binne 'n jaar en 'n half kan jy jou kredietskoor so hoog genoeg bring dat jy kwalifiseer vir 'n mortgage met 'n goeie interest rate. En so, jy kan dalk onmiddellik begin, as jy 'n klomp geld, as jy nou 50, 100.000 dollar het, of vir 'n deposito, kan jy al onmiddellik 'n huis koop as jy wil. Jy gaan net hoë rentekoers betaal, omdat jy nie kredietwaardig is nie. Ek sê jou aanraai hier vir die eerste jaar en 'n half, bou jouself 'n groot kredietskoor en dan gaan koop jy vir jou huis. En dan, hoe lang gaan dit vat om dit af te betaal? Hang van jou af. Jy kan 'n huis afbetaal in 7 jaar, jy kan 'n huis afbetaal in 3 jaar, jy kan 'n huis afbetaal in 30 jaar.
Maak nie saak jou oud is, jy kan nog steeds 'n mortgage kry vir 30 jaar lank hier in Amerika. En hang of hoeveel deposit jy neersit en hang af van die rentekoers, hoeveel paaiement jy gaan elke maand betaal en obviously hoe duur die huis was. Ek wil hierdie een laaste doen, dan die ander. What's the total cost of the process? So the total cost of this process for application is zero and a lot. I mean zero in terms of you do not pay for the process. You don't pay for your visas, you don't pay for your air ticket and so on. You're going to pay back your airline ticket, but you don't pay for the process in advance. Cost a lot. What is going to cost you? Remember, you have to travel to Johannesburg, Pretoria, Cape Town, wherever they do interviews, medical. That's on your own cost. You have to go get your passports and go get your documents. That's on your own cost. So it depends on what's outstanding, how much that will cost you. But the process, there's no application fee and you don't pay for your flight tickets, although you're going to repay that at the end when you're over in America. Is dit normaal om eers medical en security check te doen voor jy of jou finale interview gaan? Ja, dis baie normaal. Hulle wil eers al die background checks en al die medical klaar maak voor hulle vir jou finale interview vat, want finale interviews wanneer hulle vir jou gaan sien, hulle proef jou en ten daai tyd wil hulle daarom sien jy's medies geskik om te gaan, jy is jou background checks is gedoen en al daai. So partykeer is dit andersom, maar die meeste gevalle jou very last interview wat jy gaan doen, wat hulle 'n stamp in jou paspoort gaan sit en sê okay, jy's nog geapprove, het hulle klaar al die ander dinge gedoen, want hulle gaan dit nie doen hulle gaan nie vir jou approve voor hulle nie jou medies terug het nie, of jou background check terug het nie. So dis hoekom dit logies is dat jou hele laaste interview met hulle waar hulle vir jou sê jy's nou, mis al die ander goed hulle afgehandel wees. En dan wil ek kom met die laaste punt vandag. Ek verstaan nie hierdie ding nie, wel ek verstaan dit. Mense probeer die system jiphou. Moet asseblief nie gaan multiple emails create om multiple kere aansoek te doen. Ouens dink hulle is slim en jiphou die system. Al wat jy doen is jy flat die system. Nou moet hulle sit, dis hoekom is 'n shutdown, 'n hold op die oomblik op die program is verpligte en alles. Want daar's soveel goed wat hulle moet uitsif, duplicates, voor hulle kan aangaan met die proses, wat veroorsaak word deur mense wat vir hulle self 3, 4, 5, 6, 7 e-mailadresse oopmaak en dan elke keer gaan aansoek doen met 'n ander e-mailadres, maar dis dieselfde ou. Ek weet nie hoe jy dink jy gaan die system jiphou nie, maar as daar ons dit optel, agterkom oue, dis nou 2 verskillende e-mailadresse, maar die persoon is dieselfde persoon, gaan ek jou waarborg, hulle gaan al die link wat na daai persoon se naam en van toe gaan uitdamp en uitgooi. So jy maak dit vir jouself moeilik. So moet asseblief nie die system probeer jiphou nie. Vat die proses soos almal. Daar's nie 'n kort pad. Baie mense soek altyd 'n kort pad iewers heen, die easieste, maklikste. Daar's nie 'n kort pad nie. Jy moet maar die proses volg soos dit is. So ongelukkig vir julle wat probeer die system jiphou met allerlei tricks, jy maak dit vir jouself moeilik en die kans dat jy gaan kom word kleiner en kleiner tot 0 is. En jy maak dit net moeilik vir die res van die mense, want nou flat jy die system en dan vat dit langer vir hom weer alles te werk. Want onthou daar's tiens en duisende aansoeke vir die program. En hulle moet hier elkeen werk en daar's nie 10,000 mense wat met dit werk nie. Dis net 'n handvol mense in Suid-Afrika wat met die proses werk en dan die mense aanskryf. So hopelik is dit goeie inligting vir vandag. Enige vrae, sit dit hier onderaan en dan sal ons dit antwoord so miskien môre of oormôre. Geniet die dag verder. Cheers.